Hallo julle, baie welkom by deel 4 van die virussteek. Ek het nou al redelik gevorder met hom. Ek dink ek gaan julle net gou so 'n bietjie wys hoe lyk hy. Ek het nou al 'n paar rye gehekel in hom. Hy begin nou mooi by mekaar kom. Sien julle, dit lyk nou baie mooi, nee. Goed, ons gaan aan daar was hoekom ek nou die deel 4 nou so maak is, ek het 'n dame gehad wat gesê het, sy kan nie met die ander video mooi gesien het nie, want dit is ek het te naby aan die kamera gehekel. So ek doen nou maar hierdie stukkie sodat julle kan sien, verder weg van die kamera af, sodat almal nou kan sien wat ek doen. Weereens sê ek, as jy met een kleur gehekel het, en jou aan met die een kleur, dan hoef jy nie die garing af te breek nie, dan gaan jy maar net aan daar waar jy opgehou het, en jy begin met jou 5 kettingsteekies, want dit is wat ons nou gaan doen. Ek het net 'n glipsteek gemaak, en tel ons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en daarin gaan ons dan die glipsteekie maak om hom in te werk. Ek moet nou nie my werk weer opbring boontoe nie. Maak ons 1, 2, 3, 4, 5 kettingsteekies. Skip 'n steek. Maak hom vas met 'n kort pinkie. 1, 2, 3. Skip 'n steek, maak hom vas met 'n kort pinkie. 1, 2, 3. Dat jy moet 3 spasies van 3 kettingsteekies hê. 2, 3, 1, 2. OK. Dat hier is waar jy begin in die middel, so dit is jou hoek. Ons gaan weer toemaak met 'n 5 kettingsteekie. Maar nou moet ons intussen nou weer vir die volgende fan voorsiening maak, so dan hier kan ons 1, 2, 3, 4, 5, en ons skep 1, 2, 3, en in die 4de een in, gaan ons hom vasmaak met 'n kort pinkie, of 'n single crochet. 1, 2, 3, skep 'n steek, maak hom vas, wat gaan aan met my? Maak hom vas met 'n kort pinkie. 1, 2, 3, skep 'n steek, kom vas met 'n kort pinkie. 1, 2, 3, skep 'n steek, maak hom vas met 'n kort pinkie. Nou moet ons weer voorsiening maak vir ons 5 of vir ons fan, so dis weer 5 steke. 2, 3, 4, 5, skep 1, 2, 3, en ons sit hom in die 4de een. Sien jy nou? Ons het 1, 2, 3, skep 'n steek, dan sit we 1, 2, 3, skep 'n steek, maak hom vas met 'n kort pinkie. 1, 2, 3, skep 'n steek, maak hom vas met 'n kort pinkie. Dan gaan ons weer die fan akkommodeer. 1, 3, 4, 5, skep 1, 2, 3, in 4de een gaan nou. OK, dan gaan ek gou so aangaan, totdat ek hierso kom, by die hoek, en dan gaan ek vir julle wys hoe om verder aan te gaan van die hoek af. OK, ek is nou hier op die hoek, so nou moet ons mos nou weer voorsiening maak vir daai dubbel fan, nie? Nadat ons die laaste voorsiening gemaak vir die laaste 5 hier waar hy connect, gaan ons 1, 2, 3 skep en 'n kort pinkie. 1, 2, 3 skep en 'n kort pinkie. Dan weer 1, 2, 3
skip en 'n kort beentjie. Right, nou het ons 3 kettingsteek spasies, met 3 kettingsteekies in elke spasie. Nou moet ons die eerste fan se voorsiening maak, 1, 2, 3, 4, 5, skip 'n steek, sit hom nou in. 1, 2, 3, 4, 5, skip 'n steek en met 'n kort beentjie. Ons het 1, 2, 3, skip 'n steek, kort beentjie. 1, 2, 3, skip 'n steek, kort beentjie. 1, 2, 3, skip 'n steek, kort beentjie. Daar is die fan, die dubbel fan, op die hoek, voltooi, van ry 1. Nou gaan ons weer hier 'n fan moet maak, soos hierso, so weer 'n fan moet maak, so dis 1, 2, 3, 4, 5, en ons skip 1, 2, 3 steke, gaan in die 4de een in, met 'n kort beentjie. Nou gaan ek weer reg rondom hierkom, totdat ek nou weer vir julle hierby uitkom, en dan gaan ons aan van daar af. Ek het nou die rytjie omgehekel, en ek is nou hier op die einde. Nou moet ons die voorsiening maak vir die tweede fan op hierdie hoek, so ek het nou daar die 5, daar is ons my 1, 2, 3 kettingsteekies, 5 kettingsteekies wat ons dan inlas by die eerste 5 kettingsteekies en ons maak net glipsteek. Ry 2, baie maklik, glipsteek in daai eerste 5 in. Daar is hy. Maak ons 1, 2, 3, onthou dis jou eerste lang beentjie, jy moet nou 10 lang beentjies inkom. Okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, onthou, dis net die helfte van jou fan, so jy kom nou net, jy gaan net 10 wees, maak net seker, 2, 4, 6, 8, 10. En julle sal ook sien, ek het sommer klaar my wolletjie begin inwerk hierso, soos ek klaar is werk, ek kom nog 1 keer terug die kant toe, en dan 'n derde keer daai kant toe, dan weet ek gaan nie loskom nie. Ok, so ons anker nou hierdie fan, in die eerste 3 kettingsteekies spasie in, met 'n kort beentjie, dan sit 1, 2, 3, tweede spasie in, maak ons 'n kort beentjie, 1, 2, 3, die derde spasie weer 'n kort beentjie, en sonder enige spasie, maak ons volgende fan, in die 5 kettingsteekies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oeh, daar is 'n haartjie in. Wag. Ek is besig om myself ook hier in vas te hekel. En dit gebeur elke keer as ek hare gewas het. Dan is daar mos nou maar los haartjies wat op jou lê. Nou sy. Amper stuur ek 'n gedeelte van my saam met hierdie kombers. Ok, dus net nummer 10 weer doen. Dus kyk. 2, 4, 6, 8, 10. Ok, ons anker hom in die eerste, ekskuus, 3 kettingsteekies spasie met 'n kort beentjie. 1, 2, 3. Tweede spasie. 1, 2, 3. Derde spasie.
anker ons hom weer en ons gaan direk oor na jou 5de een toe. 5 kettingsteekies toe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kom ons tel net weer. 2, 4, 6, 8, 10. Mense, is baie belangrik dat jy dit tel. Jy weet, baie kla hulle rye werk nie uit nie en mense sal sê, dit is die patroon werk nie en hulle werk lyk nie netjies nie, maar hulle vergeet van die tel. Is baie belangrik. Tel, tel, tel. Elke keer tel. Dit is 'n baie belangrike aspek van jou hekelwerk. Okay, ek gaan nou gaan tot by die volgende hoek en dan gaan ek vir julle wys wat daar aangaan en dan gesels ons weer verder. Ek is nou by die volgende hoek, nou moet ons mos 'n dubbel fan doen. So ons het nou daai 10 klaargemaak van die begin van daai fan. Anker hom in die eerste 3 kettingsteekies, maak weer 3 kettingsteekies. Anker hom in die tweede kettingsteekie, maak weer 3 kettingsteekies. Anker hom in die derde kettingsteekies. Nou het ons die 2 5 kettingsteekies, elkeen kry 10 lang beentjies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stel 2, 4, 6, 8, 10. Volgende 5 kettingsteekies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ontstel. 2, 4, 6, 8, 10. Ok, nou anker ons daai laaste fan in die eerste 3 kettingsteekies met 'n kortbeen. Maak weer 3 kettingsteekies. Anker hom in die tweede 3 kettingsteekies met 'n kortbeen. 3 kettingsteekies, anker hom daar. Dan moet ons nou weer die volgende fan maak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Gestel? 2, 4, 6, 8, 10. Anker hom in die eerste 3 kettingsteekies spasies met 'n kortbeen, weer 3 kettingsteekies. Anker hom met 'n kortbeen en die tweede 3 kettingsteekies spasies, weer 3 kettingsteekies. Anker hom in die derde spasie. En so gaan ons die rytjie voltooi. Sodra ek hierdie ry voltooi het en klaargemaak het, dan gesels ons oor ry 3. Nou is ek aan die einde van die rytjie en ons het nou klaar daai laaste fan daar gemaak, ons 2 kettingsteekie spasies en dan in die laaste 5 kettingsteekie spasies maak ons weer 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Weer eens, ons tel net. 2, 4, 6, 8, 10. Ok, daar is 10. En ons las hom ons nou in by ons derde kettingsteekie daarbo. Net met 'n glipsteek. Ry 3 is baie eenvoudig, is baie dieselfde soos ry 1. Soos ry 2. Ons maak weer 1, 2, 3. Dit is ons eerste langbeentjie. Dan, ons gaan basies net
'n langbeen in elke spasie van die langbeen in die vorige ry maak. Spasies waar dit gaan, is 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Het is belangrik dat jy dit ook tel, want jy kan dalk hierdie kortbeentjie hierso se spasie aansien as 'n lang beentjie se spasie en dalk opeindig met 11. Dit is baie belangrik dat jy dit tel. Dan anker ons hom in hierdie eerste 3 kettingsteekie spasies met 'n kort beentjie. 1, 2, 3 kettingsteekies, anker hom in daai tweede 3 steek spasie met 'n kort beentjie en dan gaan ons direk oor na die volgende fan toe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, anker hom in die eerste 3 kettingsteekie spasies, 1, 2, 3 kettingsteekies, anker in die tweede spasie, en dan direk oor fan toe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anker hom in die spasie. Okay. Dan begin hy nou weer so te lyk. So ek gaan hom nou klaar, die rytjie klaar maak, en dan onthou nou met jou, as jy nou hier by jou volgende hoek kom, daar's 10, so jy moet 'n totaal van 20 lang beentjies by daai spasie hê. Okay. Ek sê julle wys hoe lyk dit as ek daar kom, en dan gaan ek julle weer kry hierso by die begin. Ry 4 is die laaste ry van die weersteek se patroon. Ons gaan 1, 2, 3, en dan maak ons 'n vierde een, want dit verteenwoordig die kettingsteekie. En dan in elke steek weer 'n lang beentjie, en 'n kettingsteek. Lang beentjie, kettingsteek. Lang beentjie, kettingsteek. Lang een, kettingsteek. Onthou, jy moet op elke hoek moet jy 20 langbene hê en 20 kettingsteke. 'n Kettingsteek is baie, baie belangrik vir jou ry 1 wat volg na die ry. Okay. 6, 8, 10. Ons het 3 kettingsteekie spasie hierso tussen die 2 fans. Ons skiep hom sonder 'n kettingsteek, gaan ons direk oor na die eerste langbeentjie van daai fan, en ons het ons langbeen. 3, nee, wat maak ek nou? Die langbeen. 1 kort kettingsteekie, en dan weer die langbeen. Onthou die fans aan die sykante van die kombers is almal, die fans aan die sykante van die kombers is almal net 10 langbeentjies. Ek wil nou bly 3 kettingsteke maak, is onnodig. 1 kettingsteek, 1 langbeen. 1 kettingsteek, 1 langbeen. My honde dink weer vanoggend is 'n speelpark hier by my. Ons skiep hierdie 3 kettingsteekies, ons gaan direk in die eerste lang beentjie van die vorige fan.
lang beentjie, kettingsteek, lang been, kettingsteek, lang been. So loop hy dan lyk hy nou so, en dan, het ek nonsens aangejaag. Kom ons gemaak net gou daar reg. Jy sien dit help om te kyk na jou werk. Mens vang so 'n probleem op. Sy. Ek het 'n kort beentjie ingesit waar 'n lang been moet wees. Dit gaan nie mooi lyk nie. Onthou hier word ons tussen die twee fans gaan oor die vorige rytjie se 3 kettingsteekies is, ons skiep daai en ons sit nie 'n kettingsteekie tussenin nie, ons gaan direk oor na daai eerste lang beentjie toe. Dan lyk hy nou so, en dan gaan ek reg rondom kom, en as ek hierso kom, dan wys ek vir julle hoe om die kleur af te heg. Hierso is ons nou aan die einde van ry 4, en dan gaan ek julle wys om dit af te bind. Ons het nou daai laaste kettingsteekie, so hy moet nou connect daar met daai 3 kettingsteekies daar, want jy het nog 'n 4de een wat daar bo bly, om te help vir daai kettingsteekie van die langbeen. So ons gaan hom net, sny maar lank af, daar afsny, gaan ons hom deurtrek, en dan gaan ons die geheime steek of die secret stitch doen, soos wat die Engelse sê. Ok, ons doen dit so. Ons sit hom daar in daai 3de kettingsteekie in, trek hom deur, en ons bring hom terug na hierdie kettingsteekie hier. Ok, trek hom deur, werk hom deur jou lang beentjie, door daaronder, en daar is jou secret stitch. Sien julle? Ok. Daar het ek gesê, werk om 3 keer heen en weer, so ons gaan nou in hierdie lang beentjies in, hierso, en ons gaan terug, sommer 2, trek hom deur, en dan gaan ons vir die 3de keer daai kant toe. En as jy jou wol penetreer daar binne, is dit nog beter, en dan weet jy gaan nie lostrek nie. Ok, dis nommer 3. En dan kan jy hom afsny. Die kant ook, ons het hom ons nou daar vastgehou, laat hy daar deur gaan. So hy is nou klaar, 1 keer deur, trek om die kant toe, dis nommer 2, en dan vir die 3de keer, daai kant toe. Dis nommer 3, en dan word hy afgesny. Ok, die kombersvorder nou mooi, nou sal julle ook sien, ek gaan nou die kamera lig en vir julle wys. Nou sal julle ook sien, daai vreeslike waves of wobble wat hy gemaak het, sien julle is weg. Die gewig van die kombers trek het weg, so daai, soos ek julle herhaaldelik gesê het, moenie daaroor worry as hy wobble nie, dit gaan weggaan. Ok. So die kombersie is nou mooi groot, en dan gaan ek nou nog so paar rondes doen, so paar patroontjies doen in hom, totdat ek voel hy is groot genoeg, ek wil hom sê tussen 1.2 en 1.5 meter hê, en dan gaan ek julle kom wys in deel 5, hoe kan ons 'n randjie omsit, indien jy 'n randjie wil hê. Ek voel 'n randjie is beter, want hierdie steek hierso, omdat hy 'n kettingsteekie tussenin het, voel ek baie keer hy krul om. So dit is dan nie vir my goed genoeg nie, maar ek gaan vir julle kom wys, hoe gaan ons maak om dit te verhoed. Lekker dag vir julle, en dan sien ek julle in deel 5.